Ek dink maar, ek dink meeste mense is hierso. Ek wil nie begin met allemaal baie dankie te sê, eers ek weet die mense wat regtig gekom het van buiten Suid om hier te wees, en die is baie van hulle vriende wat, en familie wat nie kom nie as gevolg van COVID, en ons het dit maar so klein as moontlik probeer hou, so veilig as moontlik. Ek sien, jy weet, mense is nie eindelijk veronderstel om te druk nie, maar wat kan 'n mens maak? Dis vir deel van ons dat, ek sê dit net vir die Jan, dit is maar in ons gene om te wil druk en te wil kamp gaan. Ja, net weer eens baie dankie en baie welkom hier. Ons is hier om vandag totsiens te sê vir my Eleanor. Dit is vir ons groot seën om so lank met haar die pad te kon stap, en almal wat hier is, het weet ook die rol wat sy in hulle lewens gespeel het, en sy ingespeel het, en dit is ook om julle ook hier wil wees. Ons waardeer dit werklik baie dat dit saam met ons kon deel. Ek dink, jy weet, 'n mens probeer altyd dink, wat sê jy op 'n dag soos hierdie? Jy weet, as jy iemand wat sulke spore in jou lewe gepraat het vir so lank probeer opsom, is dit amper half onmoontlik. So ek het dit goed gedink om te begin waar dit die mees gepaste is, en ek dink, as dit nie vir dit was nie, dan was ek nie stel op nie vandag hier nie. Dit is die feit dat sy reeds vroeg in haar lewe die regte man ontmoet het, wat vir haar gemaak was. En ek dink, hulle het mekaar op die hande gedra, hulle was mekaar lief, hulle het mekaar aangevul, hulle het vir mekaar altyd die beste wat gehad het, en ek dink, dit is dit gemaak werk. Vir my, in my grootword jare, was dit die voorbeeld gewees wat vir my gestel is, en hoe ek ook, dink ek my lewe wil leef, en ek hoop, my vrou kan enig dieselfde van my sê. Dit is vir ons kosbaar gewees om te sien hoe 'n man en 'n vrou vir mekaar lief is, en hoe hulle op pad saamstap, en hoe dit werk, as 'n mens vir mekaar die beste wil hê, en vir mekaar die beste wil gee. Ek dink om by dit aan te vul, kan ek sê dat my ma, kyk, my pa sê altyd, sy was 'n formidabele vrou, en sy was netjies. Of sy nou in die Wildtuin gery het, of sy nou soms hier opgestaan het, en iemand ontvang het, kon haar altyd julle ding tree. En sy het gesorg dat sy so kon wees, en ek vir haar die beste goedjies gegee, en het vir haar moeilik gemaak om dit uit te leef. Ek dink, op 'n ligte noot was dit nie altyd vir hom maklik nie. Ek dink, moes my ma ook, nie, want kyk, om van 'n 5 in 'n lyn te kry, met sy t-shirts en 'n joggertjie was wel moeilik geweest. Ek dink sy het vroeg gewees, moes sy maar, het sy besef, sy moet sy klere vir ons soms uitsit, want anders is dit ooit opdaag. En ek kan al hoor as sy sê, en hy kom naweke, of as ons vakansies hier is, daar opgestap in sy stoppelbaard, dan sê sy, Japie, jy is nie meer 'n kind. Gaan skeer. En dat net maar gedwee opgestaan en was skeer. Daar was geen kans vir hom gewees van ou t-shirts en verfkolle, en oliekolle en sulke goed nie. Hy moes netjies wees. En dit is wat sy al geken het. Sy was 'n netjiese vrou, sy was 'n dame gewees. En hy het haar daarin geondersteun en seker gemaak dat sy kon wees. In dieselfde asem kan ek sê, kyk, sy het al ongelukkig gehad, sy was 'n tydjie kwaai, sy het van 'n Westhuizen, wat kan die mense dit noem? Streek gehad, van vurigheid, en ek onthou as kind, daar is nie baie met ons geraas nie, maar as ek nou so 1 of 2 goed kan onthou, kyk, die stel ons maar altyd sy daar werkies gedoen, sy nie te sleg het op skool nie. Ek, aan die ander kant, het maar eerder 'n hele woordjie gevat, en as die biologie boek, so dat was al 'n bietjie spannend geweest op tydjie, en dan sy my gejaag, ek onthou nie enigiets wat sy kon gryp, hanger of enige ding, en ek het altyd die eetkamertafel gekies, sy kon my nooit vang, ek was te vinnig. Ek kon die eetkamertafel gehardloop, en dan middag, as my pa by die huis kom, is ek maar redelijk benauwd, en dan weet ek nie waar die kussies gaan wees, want in die tyd, het haar hart al versag, en het ek die meeste van die tyd, nie altyd nie, het ek weggekom maar mee. Ek dink die een ding wat van haar uitgestaan het, en dit almal sal onthou, is dat mense
haar energie gegee het. Ek dink, ons kon nooit verstaan nie. Kyk, sy kon haar, die grootste bederf was, as sy vir mense kon 'n ete voorsit en 'n lekker kuier deel, dit is haar gee, dit was haar gawe wat sy uitgeleef het. En ons het altyd gewonder, of in bewondering gestaan in Desember, soos dit daar is, en dan word die Kersete voorberei, maar sy is nooit werklik weg nie. Sy kuier die hele tyd, en so nou en dan verdwyn sy, en dan kom sy terug, en as dit etenstyd is daar 'n skaapbout en 'n hoenderpastei, en gebraaide aardappels en 'n trifle. En die trifle was nooit net vir ons nie, daar was altyd 'n ekstra trifle gewees vir die vriende in die woonstel, of vir iemand ook in die straat, of sy moes altyd gee, of daar was 'n Kersete vir Marie wat ook die kop gebly het. En dit was my ma se gawe gewees, mense, en sy het dan met hulle bemoei. Sy het vir haar, dit was vir haar lekker, elke oomblik daarvan. Ek dink, die een ding wat vir my uitstaan, wat vir haar natuurlik die kosbaarste was, selfs as ek in die stel as 'n kleinkind is. Nou, my ma was bitter moeilik om vas te vang op 'n foto. Want ouma het gedak en draai, kyk as haar kamera uitkom en sy geskuil agter enige ding wat sy kan kry, sy het gekoes. Jy kon haar nooit afneem nie, dis soos 'n voeltjie wat net wil stil sit nie. Maar as jy nou vir haar op 'n plek wil laat neersit, dat jy 'n foto kan neem, dan gooi jy haar toe om 'n kleinkind is. En as jy nou die foto's voor die tyd gekyk het, sal jy sien, daar is een ding wat uitstaan, as daar 'n foto is van ouma met kleinkinders, dan glimlag sy van oor tot oor. Dit is soos die son wat opkom, dit was haar lewe. Kyk, sy het geweet van elke se doen en late, sy het geweet van elke toets wat geskryf word. Sy het geweet van elkeen se swaar kruis, elkeen se struggles, elkeen se vreugde. Sy was besorg oor hulle gewees, tot en met 2 weke terug het Cornel daar bo moes ry, my oudste na fotografieklas vir Hartbees Kodam een aand. Kyk, ek dink sy daai dosent se telefoonnommer in die hande kon wys, so sy vir hom vertel hoe onverantwoordelik dit is om haar kleinkind te ry in die donker. En dit was net 2 weke terug gewees. En sy het tot op die einde haarself bekommer oor almal en alles behalwe haarself. En dit is hoe ons haar sal ook sal onthou. En ek dink vir die kleinkinders was dit kosbaar. Hulle het geweet, as hulle op die pad is, Charlie sal kan sê, en Pieter wat ry, kyk, daar moes gereelde opdaterings wees van waterhekke. Is hulle nou al by Graafsvernet? Het hulle nou al hier verbygekom? En dit was haar manier om tred te hou van almal en orals. En dit was deel van die plesier vir haar, om haar kleinkinders, om haar in te leef in haar kleinkind en haar kleinkinders in te laat. En alles wat ek doen het. En dit het haar werklik waar ongelooflik gelukkig gemaak. Ek dink, een van die goed wat daar uitkom, en nie net vir haar kleinkinders nie, is haar ongelooflik omgee vir mense. Sy het al werklik bemoei met mense. Sy het selfs met ons, as ons op die pad was, sy wil weet waar ons is, sy wil weet wat ons doen. Sy het haar ingeleef in elke oomblik van haar vriende se swaar kry en gedeel daarin. Sy het onwrikbaar hulle bygestaan en saamgevoel. Sy het geweet van elke druppel reën wat op die plaas geval het. Ek het 'n oproep gekry in Pretoria elke keer en sy sê vir my, Pieter, Marissa sê dit reën op die plaas. Dit was vir haar so belangrik geweest. Soveel mense om hulle het ook swaar gekry is die moeilike tye. In haar gedagtes en in haar gebede was sy altyd daar gewees en het sy altyd oor julle gepraat. Of het nou direk met hulle was, of het nou net met ons was en in haar hart gedra, het sy dit altyd gedoen. Omgee was vir haar baie belangrik. Dit was haar omgee en gee was basies dit wat sy uitgeleef het. Ek dink een van die goed wat vir my ma uitstaan vir my is ook haar liefde vir die natuur en ook van die mees fantastiese ervarings wat ons altyd in ons gedagtes sal saamdra, is ons tye saam wat ons saam met hulle weg is wil toe. As klein kind met hulle lewenslange vriende van die Molliks,
en ander mense daarna, het ons hierdie gedeel, en dit was vir ons uiters spesiaal. Kyk, as ouma kon stop by 'n padstalletjie, dan het sy daai stalletjie betrek met groot mag en oorval. Kyk, ons het as kinders, ek in die stel gesit, ons was vir 3 weke wildtuin toe gewees, in 'n kar sonder 'n trailer, en julle weet ons was gelaai. Dan het ons by die stalletjies gestop, en daai mense het daar net 1 keer 'n jaar gesien. Maar dit is so groot lokasie gewees, dat hulle haar geleer ken het. 1 keer 'n jaar as sy daar stop het, hulle gestorm, dan sit foto's. Dan kom ons daai plek leeg, ons het gesit onder narkies en arrows en papinos, dat ons nie geweet het hoe ons het doen. Oor ons koppe op ons skote. Daai laaste uur terug na die kamp toe, was vir ons, vir my die stel, louter hel gewees. En elke keer as ons 'n paar ren, dan word ons gegooi met narkies van agteraf, en dit is opgestapel. Maar dit was ook nog gewees, sy kon nie 'n stelletjie mis nie. Ons het probeer, my pa, as hy hulle sien in die verte, en dan wys hy daai kant toe, en sê, hy kyk hy mooi berge, maar ouma het nie 'n stelletjie gemis nie. Sy moes daar stop, aftrek, en ons het opgestap vir die wildtuin. En tot vandag toe nog, kyk, die kere wat Anneke saam met haar daar toe was, wat sy gaan shopping doen het. As sy so in die winkel kom, en sy kan staan vir hy fruit and veg, en dit is net vrugte en groente om haar, dan begin sy haar hande so te vryf. En dan by pa altyd, as sit ek en hy by die huis, dan sien ons net daar gaan die kredietkaart. So een na die ander, soos wat sy haarself help. Dis kaas hier by daai winkel, en dis by Van Rensburg, en dis by Pick n Pay, maar dit moet 'n spesifieke Pick n Pay wees, en dit moet daai disken wees, en oral het sy mense geken. As sy by die winkel instap het, of by die ander kom half voor, en het haar geken op die naam. So sy die beste dienste kry oor ons. Kyk, sy het hierdie dorp beweeg. Selfs in COVID tyd het ons gepreek, maar asseblief, koop al jou goed by Spar. Nee, die kaas moet hier gekoop word, die vleis moet by Van Rensburg gekoop word, en sy is die hele dorp deur gewees. In die gevolg is hulle het al 2 COVID gehad. Hulle het gelukkig niks oorgekom nie, maar ten spyte van al die sanitizing en alkohollappies het dit nie gehelp nie, want as jy so travel, moet jy nie eens optel. Ek dink, om te sê oor die wildtuin, oor kyk, dit is nie net die wildtuin gewees nie, ek dink dit is so gepas in sy opgeëindige dier in die paradijs. Dit het nooit vir haar uitgeraak, die walvisse, die dolfyne, en elke pansy se fonds was 'n fees. Kyk, ons het dit gevier by die huis, ek weet nie hoeveel duisende in ons lewens hier opgetel het, maar dit het nooit uitgeraak nie, sy kon dit altyd geniet. Voor nou, Louis was wat agter in die bos gevlieg het. Ons praat gister by die wildtuin, die bome langs die Sabie, wat ruik na mashed potatoes, die koeroes, die visante, sy het dit ingedrink, dit was vir haar net te wonderlik gewees. Ek dink, dit het vir ons soveel berusting gegee, dat sy haar lewe kon sluit op die plek vir wat sy so lief voor was. In die einde het vinnig gekom, ons het dit nie verwag, so vinnig, ons het geweet, ouma is siek, maar in die tyd dat dinge regtig agteruit gaan het, was dit baie vinnig verby. Ek sê net vir die Marieta, en ek wil dit eintlik nie nou sê, dat ek nie vir myself kan, my paus kan hou nie, maar dit was vir ons seer, en dit was vir my ma seer, om so vinnig te kon gaan, en ek het so baie gedink aan Tannie. En hoe moeilik dit moes was, steeds. Ek dink, dit was so seer om te kon gaan in jou eie huis, in jou bed, in jou slaap, in jou man se arms. Hoeveel mense kan dit sê? Die Here het al regtig met dit beseën. Sy was baie opsigte die kern van ons gesin, soos wat maas is, alle maas. Hulle hou almal by mekaar. Paas het 'n rol om te speel, maar maas is spesiaal. Dus hulle by grond is van ons gesin. Ek wil spesiaal dankie sê vir spesifieke mense, en ek gaan nou ook mense uitlos, wat ek nie wil doen nie, maar as mense wat hier rondom hulle was, wat 'n groot rol in hulle lewe gespeel het, en ek wil hierdie laaste week en voor dit, hoe ander het in Isebou
Belinda Okkie wat vir hulle smoothies aangedra het vir my ma, sodat sy iets kon inkry. Ek wil vir Mabel dankie sê vir al die jare wat sy so mooi gesorg het vir hulle. Mabel, dit beteken vir ons baie. Hulle vriende hierso, Ondaan met die Korna, almal. Ekskuus as ek julle name uitkos, maar is baie. Julle teenwoordigheid en julle vriendskap en julle kuier was nie so belangrik. Sy het gekoester. Pietie wat in die laaste week haar tot geld intrek het, want sy kon nie meer self doen. Pietie is nie hier vandag nie, dink ek. Ek sê vir Pietie, ek sê dan, ons sal dit nooit vergeet. Ek wil ook in besonder dankie sê vir die stelling vir Stephanie baie dankie. Stephanie het daai aand by my ma gesit, donderdag aand, sy was bitter swak. Sy kon nie al lekker in die bed nie, en Stephanie daar gesit, en sy het haar hande ingevryf, sy het vir haar gebid, sy het haar gemakkelijk gemaakt in die bed, en sy het vir haar gesing. En sy het rustig geraak, en sy het gaan slaap. Ek wil graag hê dat Stephanie vir ons die lied sing. Ek is jammer Stephanie dat jy nou nie die polisie gesit het waar jy al makkelijk gaan sing, maar dat sy vir ons die lied sing, dat sy vir my ma gesing het daai aand. Ek is so dankbaar dat julle daar vir al is. Ons het 'n groot gees verloor, 'n groot gat in ons lewe verlos. En ons kan dit maar net probeer vul. En die mooie herinnering en liefde wat sy vir ons nagelaat het. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Through many
grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Was grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. And grace will lead me home. Vriende, goeiemôre. Ek luister so wat julle vertel en dan besef ek maar net die lied is so gepas want die Here se genade was groot vir hulle. Die manier waarop die Here haar kom haal het, spreek van genade. So ons is dankbaar dat dit op hierdie manier gebeur het. Dit is genade. Vriende, ek wil graag my meegevoel ook met julle betuig van julle het vir Eleanor in die aard van die sang baie langer as ek geken, so die laaste 2,5 jaar is ek hier en het ek met hulle so 'n bietjie pad gestap. Maar ja, ek kan bevestig wat Kobus ook gesê het rondom sy ma. En die een ding wat ek nogal eintlik vir julle wil uitdaag, ek weet hier in die begin is dit verskriklik besig by mense huis, almal wat kom besoek, almal wat kom ondersteun en dan so na 'n week of 2 begin dit minder raak en dan gaan die lewe aan en dan bly 'n mens maar alleen agter en moet jy al die ou goedjies so op jou eie verwerk. Die een ding waaraan ek nogal verslaaf gaan raak, en ek sê dit nou as 'n kompliment, Japie, ook vir jou, is die ongelooflike dankbaarheid en waardering wat ek by hom en Eleanor ontdek het en geleer het in die afgelope tyd. So ek wil vir julle sê, as julle nie by Japie gaan kom kuier nie, dan gaan julle nie daai dank en waardering kry. Japie, dankie dat jy so 'n diep dankbare, waarderende mens is. Vir elke ou klein dingetjie wat jy doen, is hy so diep dankbaar. So asseblief, wees soos ek, wees verslaaf daaraan. Wat beteken jy gaan gereeld by Japie kom kuier en hom ondersteun. Hy gaan dit nog hê, hy nodig hê, hy gaan nou eers bietjie wildtyd toe, het ek verstaan, en dan as hy terugkom, gaan hy hierdie ondersteuning van ons as gemeenskap en vriende baie nodig hê. Ek wil vanoggend begin met 'n teks, weet ek, Japie, wat vir jou en Eleanor baie kosbaar was. Dis ook 'n teks wat ons hier in die eerste fase van lockdown in ons dagstukkies in die gemeente gedeel het. Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Dis my gebed ook vanoggend dat julle as familie sal weet, daar's iemand wat groter is as ons bekommernisse, ons vrese. Daar's iemand wat groter is as ons hartseer in hierdie tyd, en dis die Here.
En hy sal in hierdie dae julle God wees, wat julle vashou, wat julle optel en dra, en hierdie pad saam met julle stap. Kobus, ek gaan dalk nou die geleentheid misbruik. Jy het nou almal bedank en dankie gesê, maar vir jou en jou vrou en julle kinders ook dankie vir wat julle daarvan ver af gedoen het en beteken het. Jy gaan nou nie in die aard van die saak jouself bedank nie, maar ek weet jou pa is ook diep dankbaar vir wat jy en jou vrou vir hom beteken het, soos wat Estel en haar kinders dit ook doen. Vriende, kom ons sit net so, dan begin ons die geleentheid ook in afhanklikheid van die Here. Here, ons is so diep bewus daarvan dat U ons gemaak het. Ons is die werk van U hande. En dis wat die woord sê, U laat nooit die werk van U hande vaar. Bedoelende, U is nie 'n dropper. U gaan ons nie los nie. U hou nie 'n afstand en kyk vanaf ver op ons hartseer en swaar kry neer. U is die God wat langs ons kom staan. Trouwens in Jesus het U afgekom na ons toe, in ons ou stikkende wêreld, 'n mens geword, ook ons hartseer beleef. Ons dink sommer aan Lazarus, die vriend wat dood is, en hoe dat Jesus gehuil het. Ja, sodat God in ons swaar kry, langs ons, in ons, onder ons, bo ons, om ons kan wees. Here, in hierdie oggend het ons net die behoefte om te weet dat ons nie alleen is nie. Ons sien nie kans om hierdie pad te loop nie. Maar as U ons reisgenoot is, as U ons metgesel is, dan weet ons, Here, ons durf hierdie pad met geloof en vertroue aan. En as dit 'n styl word, het U beloof, ek tel vir ons op en dra vir ons. Here, vanoggend is ons broers, soos wat ons sê. Ons het elkeen, Here, Eleanor op 'n spesifieke manier leer ken. Het sy as 'n lewensmaat, of as 'n moeder, of as 'n vriendin, as 'n ouma. Here, kom ontmoet ons vanoggend, daar waar ons is. In ons hartseer, maar Here ook in die diep dankbaarheid wat daar by ons is, dat ons haar lewe kom deel, Here, en ja, iets van haar menswees en haar geloof op ons kon afsmeer. Here, ook in die woord, ons wil graag ook vanoggend hoor wat U met ons wil deel. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, daar is so 2 gedeeltes wat ek wil lees. Daar is so 2 gedeeltes wat die familie vir my gegee het, en die een wat nogal vir my so 'n bietjie uitgestaan het, is Filippense 3 vers 20, waar Paulus skrywe, maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Ek klem op die woordjies, ons is burgers van die hemel. En dan wil ek ook in 2 Korintiërs 4 net 'n versie of 2 lees. Vanaf vers 7 praat Paulus daarvan dat ons soos 'n skat is, of ons is soos kleipotte met 'n skat wat in ons is. Kleipot breek maklik, en dan vanaf vers 16 sê hy die volgende: om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles ver weg oortref en wat ewig bly. En dan die belangrike versie: ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie,
maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ek weet as ek nou vanoggend, Jaapie, met julle as familie praat, dan is dit amper nie waar van julle nie. Want ek het in jou en Eleanor en in jou kinders se lewe eintlik die teendeel beleef. Die vraag waarmee ek vanoggend wil begin is, hoe kyk ons na dinge? Hoe kyk ons deesdae na die nuusberigte wat ons kry, die inligting wat op sosiale media na ons kant toe kom? Hier en daar is dan nog koerantopskrifte wat op lamppale verskyn, maar hoe kyk ons na die goed wat na ons toe kom? Ons ontwikkel nogal as mense vinnig patrone in ons gedagtes. En ongelukkig is dit so dat ons die deursnee mens se oog eintlik ingestel is om al die ou negatiewe goed raak te sien en op daai negatiewe goedes te fokus. En as ons dit nou vanoggend meer persoonlik maak, dan moet 'n mens vanoggend sê, dalk sit die van ons vasgevang in 'n situasie waarin ons dit moeilik vind om positief te dink en positief te kyk. 'n Mens sit dalk in probleme vasgevang, jy sit dalk in 'n situasie van hartseer, daar's dalk 'n klomp bekommernis, en die manier wat ons maar gewoond is om na die goed te kyk is negatief. Dit trek ons af en dit verwoes eintlik ons lewe. Paulus is in hierdie gedeelte wat ek nou nie gelees het, daai van die skat en kleipotte, besig om eintlik vir ons te kom sê, maar daar's 'n ander manier van kyk na dinge. En al is dit hoe moeilik, want hy vertel van die swaar kry en die ellende en die pyn wat Paulus ook beleef het. Daar's 'n ander manier van kyk ook na die lewe. En dan kom Paulus met hierdie geloofswaarheid in 2 Korintiërs 4 vers 18 waar hy sê, om sin en betekenis van die lewe te maak, moet ons oog geoefen wees om op die regte plekke te kyk. En dan gee hy daai vers vir ons oog is nie gerig op die sigbare goed, maar op die onsigbare. En Paulus kom gee eintlik vir ons 'n sleutel om te sê, hoe kry ons dit reg om positief na die lewe te kyk? Te midde van ons omstandighede wat dalk gevul is met kommer en hartseer en al die goeders moet verlies. Die sleutel tot 'n oog wat positief kyk en lig en lewe raak sien, is om te besef dat dit wat ek het, hier waar ek bly, dit wat ek kan sien en kan hoor en beleef met my sintuie, dit waarvoor ek werk, dit wat ek bymekaar maak in die lewe, dit waarvoor ek my afsloof, dis nie al wat ek het. Die lewe bestaan nie net uit dit wat ek kan sien nie. Vriende, ons het in hierdie afgelope tyd met 'n program in ons gemeente geloop, 40 dae, julle ken heel waarskynlik Rick Warren se boek, Purpose Driven Life. En daarin het Rick Warren ook die opmerking gemaak, hierdie lewe wat ons nou het, is nie al wat ons het nie. Niks hou hier vir ewig nie. Kan ek maar vanoggend eintlik 'n ontstellende ding sê, wat vir ons as gelowiges nie ontstellend hoef te wees nie. Alles in hierdie lewe het 'n vervaldatum. Alles in hierdie lewe het 'n vervaldatum. Ons lewe het 'n vervaldatum. En Paulus gebruik op 'n ander plek ook 'n voorbeeld van sy eie liggaam, wat ook 'n vervaldatum het. Hy het op 'n stadium gesê dat ons liggame afgetakel word. Ek gaan nou by die beeld kom wat hy gebruik op 'n ander plek. Maar vanoggend moet ons dalk weer onthou wat C.S. Lewis, die bekende skrywer, gesê het,
if you find in yourself a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that you were made for another world. Ons is eintlik nie gemaak vir hierdie lewe nie. Ons is gemaak vir 'n ander lewe, 'n ewige lewe. Dis hoekom Prediker 3 ook sê in Engels, God has set eternity in the human heart. Die Here het vir ons so gemaak om die besef te hê, ongelukkig besef ons dit nie altyd nie. Ons is nie gemaak net vir hierdie lewe nie. Ons is eintlik bestem vir die ewige lewe. Ons is gemaak om vir altyd te hou. Dit wat ons hier sien en beleef, is nie alles nie. Daar's ook 'n stuk onsigbaarheid. God self wat onsigbaar is en die lewe wat hy vir ons voorberei het in die hemel. Daarom kan ons eintlik vanoggend sê, ons is nie gemaak vir hierdie lewe nie. Hierdie lewe wat ons geniet en ons voel bederf wat hier in hierdie omgewing bly, dis nie al wat daar is nie. Die lewe op aarde is eintlik maar net 'n kleedrepetisie vir die eintlike optrede wat op pad is. Hierdie lewe is eintlik maar net 'n stuk voorbereiding op ons lewe in die ewigheid. Kan ek maar sê, hierdie lewe is eintlik maar soos 'n wagkamer by 'n spreekkamer voordat 'n mens ingaan om by die dokter te kom. Hierdie is eintlik 'n stuk voorbereiding. Dis soos 'n opwarmingsdraffie wat ek maak voordat ek die wedloop gaan hardloop of gaan rugby speel. Dis 'n stuk voorbereiding vir my eintlike lewe in die hemel. Hierdie lewe is 'n voorbereiding op die lewe hierna. Ek en jy is gemaak om vir ewig te hou. Ek en jy is gemaak om vir ewig by God te wees. En ek dink as ons so oor Eleanor ook dink, dan maak dit vir ons dankbaarheid net soveel groter. Ek dink uit die goed wat Kobus ook met ons gedeel het, die Here wat Eleanor geken het julle agtergekom dat die Here ook haar gevorm het vir baie jare, sodat sy kon wees die beste Eleanor vir Jesus. En daai karakter van haar het aan julle afgesmeer. So sy was eintlik besig om gereed te word, gereed gemaak te word deur die Here, om hom te ontmoet en vir altyd by hom te wees. Die beeld wat Paulus op 'n ander plek gebruik, om iets te sê van ons burgerskap wat in die hemel is, dat ons eintlik nie bestem is vir die hier en die nou nie, maar vir die ewigheid. En ek sien Kobus, julle is kampers, is die hele ding in die beeld van die tentwoning. Hy sê ons aardse bestaan en ons aardse liggaam is eintlik maar soos 'n tentwoning. Nou, niemand van ons bly eintlik permanent in 'n tent nie. As jy gaan kamp, dan is dit 'n korter termyn. Die wind en die weer verniel jou baie keer. As dit sonskyn weer is, dan is dit baie aangenaam, maar ergens in jou kamplewe kry jy slegte weer as jy in 'n tent is. Die tente verblyk, hulle skeer naderhand. En soos die tyd vir ons elkeen aanstap, word ook ons tentwonings, hierdie liggame van ons, maar deur die lewe afgetapel, afgebreek, kan ek maar sê, ons verblyk ook. Dalk fisies met die wind op ons koppe en al die goedes, maar ons is maar 'n tentwoning wat afgebreek word. Ons word ouer, ons kragte raak minder, ons gedagtes swakker, ons bene en ons rug krommer, ons oë dowwer en ons asem minder. En ons wonder, maar wat is die sin van ons bestaan? Hier is nou skielik 'n stuk swaarkry wat oor my pad gekom het. Ons ervaar elkeen die agteruitgang van ons eie liggame. Maak nie saak of jy 30 jaar oud is of jy 80 is nie. Maar wat Paulus sê, ons tente is tydelik. Dis die alwoning wat ons het. As hierdie tentwoning, my liggaam afgebreek word, dan gaan bly ek in 'n vaste, ewige woning by my hemelse Vader. Wanneer ons asempies hier uitblaas en ons tentpenne uitgetrek word, dan is dit amper net soos die einde van 'n tentvakansie wat ek weet, nou gaan ek weer terug na my huis toe met al die geriewe en die warm water in my eie badkamer en my eie bed.
dis eintlik lekker om weer terug te wees by die huis. As ons ons laaste asem uitblaas, dan neem ons plek in die hemel, daar waar ons burgerskap lê, waarvoor ons uiteindelik gemaak is deur God, nie vir hierdie wêreld, om saam met hom in sy teenwoordigheid te wees. Eintlik moet ons dalk nou vanoggend van onsself sê, ons is tydelike tentbewoners, maar ons het die hemelse adres. Ons is nou, vir ons wat hier is, nog tentbewoners, maar eintlik het ons 'n permanente hemelse adres. Dis waartoe ons op pad is. Die Here is ook besig om ons voor te berei, om by hom aan te sluit, en by hom te wees. En ek dink as 'n mens ook so kyk na Eleanor se lewe, en hoe haar tentwoning ook afgebreek is, en hoe haar tentpenne opgetrek is, sodat sy by haar ewige woonplek kan wees. 'n Gebou waar daar nie wind en weer en allerlei dinge is wat daar kan verheel nie. Dan maak dit dat ons harte gevul is met dankbaarheid. Dis amper nie 'n afskeid van Eleanor nie. Sy is nou waar sy gemaak is om te wees. By die Here. Om vir ewig te leef. En as dit ons manier is om te kyk na ons hartseer wat ons beleef vanoggend as vriende en familie van Eleanor, dan help daai positiewe kyk vir ons om te sê, alles het 'n vervaldatum. En een of ander tyd word ons tentpenne ook opgetrek en moet ons dit verruil vir 'n vaste woning by ons hemelse Vader. Ek wil vanoggend afsluit. Ek weet, terwyl ons in ons aardse tentwonings is, ja, beleef ons swaar kry. Beleef ons dat mense wat vir ons lief is van ons af weggeruk is. En ons beleef hierdie verlies en ons wonder, hoe gaan ek dit maak? Ek weet die Here is in ons tentwonings ook by ons teenwoordig. Hy is juist besig om ons te vorm, om ons te shape, sodat ons gereed sal wees die dag wanneer hy ons kom haal. Ons kan nou wonder, hoekom Eleanor se pad so vinnig die laaste week of 3 versleg het. Maar miskien troos dit ook vanoggend om te weet, haar voorbereidingswerk was afgehandel. Dit was amper soos wat die Bybel ook sê, wanneer die graan ryp is, word dit geoes. Miskien is dit ook waar van Eleanor, toe sy ryp geword het, gereed was om haar hemelse Pa te ontmoet en die Here haar te maak. Haar tentpenne uitgetrek en vir haar vaste, permanente woonplek vir ewig by ons hemelse Pa gegee. Ek bid Japie en Kobus en Estel en julle families, dat julle net in hierdie tyd sal beleef dat die Here julle nie gaan los. Ek het 'n klomp goed in hierdie tyd geleer, sommer net deur wat julle Pa vertel het oor julle as kinders ook. En ek weet julle is 'n besonderse familie. En ek weet die Here stap met julle hierdie pad. En dis wonderlik om te weet, juist wanneer ons om die nodigste het, dan is hy daar. Ek bid dat julle die Here se teenwoordigheid, sy nabyheid op 'n besonderse manier sal beleef. Onthou, julle burgerskap is ook in die hemel. Ons is nie gebou om permanent hier te wees nie. Hierdie is die sigbare. Ons is deur 'n onsigbare God geskep vir 'n onsigbare lewe, ook na die dood. En dan sal ons oogies oopgaan en dan raak die onsigbare ook sigbaar om ons God van aangesig tot aangesig sal ontmoet. Mag die Here se genade, soos wat Stephanie ook gesing het, vir julle in hierdie tyd genoeg wees. Kom ons bid saam. Here, ons wil kies om vanoggend ook positief te dink
oor Eleanor se weggaan. Ons wil kies om vanoggend te glo dat haar vervaldatum verby was. En dat U haar lewe gevorm het. En dat U klaar was met U werk in haar lewe, sodat sy die oorgang kon maak van die sigbare wêreld na die onsigbare wêreld, om vir altyd by U te wees. Here, ons sê vanoggend dankie dat daar soveel mooi herinneringe is wat ons van haar koester. Here, ons wil nie vanoggend mense kom eer en verheerlik nie. Ons gee aan U die eer vanoggend, ook vir dit wat U in Eleanor se lewe tot stand gebring het. En Here, ons wat hier sit, word miskien vanoggend ook gekonfronteer met hierdie uitdaging of ons onsself beskikbaar stel, dat die Here ook ons lewens kom vorm, kom voorberei, kom gereed maak, dat wanneer ons tentpenne uitgetrek word, ons ook 'n vaste blyplek by U sal hê. Daarom bid ek, Here, ook vanoggend namens hierdie klompie mense hier voor my en sê, Here, hier is ons. Kom vorm ook ons lewens, kom maak ons gereed, kom berei ons voor. Here, hierdie kleedrepetisie waar ons is, ons wat nie is altyd verstaan, Here, hoekom sekere goed met ons gebeur nie. Here, kom berei ons voor vir dit waarvoor ons geskep is, om vir ewig by U te wees. Ek bid, Here, dat U vir Japie en die kinders, die kleinkinders, die familie en vriendekring, Here, dat U as die oorwinnaar oor die dood, die opgestane Here Jesus, Here, met U opstandingskrag ook vir hulle sal ondersteun en help, ook wanneer daar kom, Here, waar hulle verlang en daar 'n gemis is. Heilige Gees, U is ons trooster, wat ons trane afdroog, wat vir ons krag gee en vashou, en ek bid dat hulle dit so sal beleef. Dankie, Here, dat ons hierdie familie vanoggend so in U hande mag plaas, en net mag vra, Here, kom seën hulle. Kom seën hulle met U nabyheid en U troos in hierdie tyd. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. En ons gaan 'n lied saam sing wat vir Eleanor baie kosbaar was. Dis die oorwinningslied. Ek gee my net gou so 'n minuut kans dat ek net gou my draad hier kan koppel, dan kan ons staan en dit saam sing.
Kobus vra om dalk die koppeling te doen daar. As ek die seën klaar uitgespreek het, kan julle maar weer julle plekke inneem, dan gaan ons luister ook na 'n seënbede en 'n amen. Goed, kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, wat sy lewe vir ons afgelê het, ook vir Eleanor. Mag die liefde van God ons Vader en die troos en nabyheid van die Heilige Gees ook vir julle as familie in hierdie tyd genoeg wees. Amen. Kom ons sit en luister ons na die seënbede. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee.
Vriende, ons gaan ons geloof saam bely en dan gaan ek net een teksvers lees en 'n gebed vir ons doen en dan gaan ons geleentheid kry om ook die laaste eer te kom betoon by 'n foto van Eleanor. Ons gaan eers vir die familiekans gee om verby te kom. Paulus gaan vir ons 'n lied speel terwyl ons dit doen en dan as hulle klaar is, kan hulle rustig verbykom om ook 'n blommetjie neer te sit, die lê daar hieronder. En dan weens die COVID maatreëls is daar nog nie tee en eetgoedjies na die tyd nie, so ek hoop julle verstaan dit ook. Kom ons maak die oë toe. Ek dink dit is vanoggend ook gepas om ons geloof te bely en daarmee ook te sê dat ons hemelse burgerskap het. Dat ons hierdie God in ons lewens toegelaat het, dat hy ons kon nuut maak het, ons kon vorm het, steeds besig is om ons voor te berei, ook vir die ewigheid. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is,
ter hulle neergedaal het. Maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Ons bid saam, Here. Ons hou vas aan Johannes 11 vers 25, waar die Here Jesus self gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterf. Ons sê vanoggend dankie vir Eleanor se hemelse burgerskap. Ons loof U dat U ook U lewe vir haar afgelê het en aan haar die geskenk van die ewige lewe kom gee het. Soos dit U vanoggend ook voor ons kom staan en sê, hier is dit, ontvang my geskenk van die ewige lewe. Here, daarom wil ons vanoggend net dankie sê dat die dood nie die laaste sê in ons lewe het nie. Die dood is maar net 'n komma aan die einde van die sin. U die dood oorwin. U leef Jesus en tot in alle ewigheid. Here, ons vra maar net dat ons, soos wat ons net nou gesing het, ook as oorwinnaars hier sal weggaan. Om te weet dat ons saam met die oorwinnaars kan wees oor die dood. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons gaan vir Kobus geleentheid gee om die lied net aan te sit. En dan gaan ons vir die familie eerste kans gee om met ook 'n laaste eer te kom betoon aan hulle. Ek dink as julle klaar die blommetjies gesit het, kan julle maar sommer uitbeweeg dat julle vloei is verby die foto en die blommetjies en dan kan julle sommer buite gaan. Didn't know today would be your last, that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small. You were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I
So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until